Goeienaand aan elkeen van u wat vanaand ingeskakel het vir hierdie bidtienprogram. Ek hoop jy het 'n geseënde week sover. Voor ons begin, wil ek net u vra om die hoofde te buig vir ons openingsgebed. Goeienaand Hemelse Vader. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om weer eens hier saam by mekaar te kan wees. Dankie vir alles wat u vir ons doen. Dankie dat u ons so ver deur die week gelei het. Liewe Heer, ons wil vir u vra om vanaand hierso met ons te wees, waar ons 'n paar gedagtes gaan deel rondom liefde, dat jy met ons sal wees, dat jy met ons die gesprek sal seën, dat ons iets hieruit sal leer, om ons op ons lewenspad te kan help. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Wanneer ons oor ware liefde praat, dink ons dikwels aan 1 Korintiërs 13, soos ons ook verlede week in die les gesien het. Die Bybel leer ons duidelik dat liefde die grootste Christelike karaktereienskap is. Maar ware liefde kan nie op sy eie bestaan nie. Daar is ander karaktereienskappe wat die liefde ondersteun en moontlik maak. 'n Mens kan maklik sê, ek het ander mense lief. Maar as daar jaloesie, selfbelang, trots of bitterheid in die hart is, dan word liefde aangetas. Kom ons kyk na 'n paar karaktereienskappe wat noodsaaklik is vir ware liefde. Die eerste waarna ons kyk, is nederigheid wat liefde moontlik maak. 'n Trotse mens stel altyd homself eerste. 'n Nederige mens stel ander mense eerste. As ek my eie belang soek, kan ek nie werklik ander mense lief hê nie. Kom ons kyk wat sê Filippense 2 vers 3 en 4 vir ons. Filippense 2 vers 3 en 4. Dit sê: Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Jesus is die grootste voorbeeld van ons van nederige liefde. Hy het gekom nie om gedien te word nie, maar om te dien. Wanneer nederigheid ontbreek, word liefde vervang deur selfgesentreerdheid. Die tweede karaktereienskap waarna ek wil kyk is opregtheid en eerlikheid as deel van liefde. Soms bou mense karakter na vriendskappe omdat hulle iets daaruit kan kry of wil kry. Status, invloed, geld of persoonlike voordeel. Maar dit is nie ware liefde nie. Ware liefde is opreg en sonder bybedoelings. Kom ons kyk wat sê Romeine 12 vers 9 vir ons. Romeine 12 vers 9. Dit sê: Laat die liefde ongeveins wees. Verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan. Die woord ongeveins beteken opreg, sonder skynheiligheid. As ek iemand nader met 'n verborgde agenda, dink ek eintlik net aan myself, eerder as aan die ander persoon. God roep ons om mense lief te hê vir wie hulle is, nie vir wat hulle vir ons kan doen nie. Die volgende karaktereienskap waarna ons kyk, is tevredenheid en dankbaarheid, wat liefde beskerm teen jaloesie. Een van die grootste vyande van liefde is afguns. Wanneer ek afgunstig is op 'n vriend se sukses, seën of geleenthede, begin my liefde vir hom afkoel. Kom ons kyk wat sê die Bybel vir ons. 1 Korintiërs 13 vers 4 sê: Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Jaloesie sê vir ons: Waarom het hy dit en ek nie? Liefde sê: Ek is bly saam met jou. Kom ons kyk wat sê Romeine 12 vers 15. Romeine 12 vers 15. Dit sê: Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Ware liefde vier ander mense se seëninge. Wanneer ons
leer om dankbaar te wees vir dit wat God aan ons gegee het, word afguns sy mag verbreek. Die volgende karaktereienskap is vergifnis. Vergifnis hou liefde lewendig. Geen verhouding bestaan sonder teleurstellings nie. Almal maak foute. Familie maak foute. Gemeentelede maak foute. As ons weier om te vergewe, groei bitterheid en liefde sterf stadig af. Kom ons kyk wat sê Kolossense 3 vers 13 en 14. Kolossense 3 vers 13 en 14. Dit sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een die ander klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle oor dit alles met liefde, wat die band van volmaaktheid is. Vergifnis beteken nie, ons sê sonde is reg nie. Dit beteken, ons kies om nie haat en bitterheid aan vas te hou nie. Die volgende karaktereienskap wat ons wil kyk, is geduld. Geduld versterk liefde. Baie verhoudings ly, omdat mense ongeduldig raak met mekaar. God se liefde teenoor ons is ongelooflik geduldig. 1 Korintiërs 13 sê vir ons, die liefde is lankmoedig. Kom ons kyk ook wat sê Efesiërs vir ons. Efesiërs 4 vers 2. Dit sê, met alle nederigheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Geduld gee mense ruimte om te groei en te leer. Wanneer geduld ontbreek, raak liefde gou krities en hard. Die volgende een wat ons nou kyk is vriendelikheid. Vriendelikheid wys dat liefde eg is. Liefde is nie 'n gevoel nie. Dit word sigbaar in ons optrede. 1 Korintiërs 13 vers 4 sê ook vir ons, die liefde is vriendelik. Kom ons kyk wat sê Efesiërs 4 vers 32. Efesiërs 4 vers 32. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Soms wys ons liefde deur eenvoudige dinge. 'n Vriendelike woord, 'n luisterende oor, hulp aan iemand in nood, aanmoediging wanneer iemand moedeloos is. Vriendelikheid gee liefde, hande en voete. Die laaste een wat ons wil kyk, die laaste karaktereienskap is waarheid. Waarheid beskerm liefde. Ware liefde beteken nie, ons ignoreer nie die waarheid nie. God se liefde en waarheid gaan hand aan hand. 1 Korintiërs 13 vers 6 sê vir ons, en verbly hom nie in die ongeregtigheid nie, maar verbly hom saam met die waarheid. 'n Liefde wat nie op waarheid gebou is nie, word sentimenteel en swak. 'n Liefde wat wel waarheid omhels, help mense om nader aan God te leef. Liefde is die grootste van die Christelike karaktereienskappe, maar dit groei die beste in die volgende tipe grond: nederigheid, opregtheid, dankbaarheid, vergifnis, geduld, vriendelikheid en waarheid. As afguns, trots, selfsug of verborge agendas ons harte vul, word ware liefde versmoor. Mag ons daarom bid dat die Heilige Gees nie net liefde in ons sal verwerk nie, maar ook hierdie karaktereienskappe wat liefde ondersteun. Wanneer die Heilige Gees in ons werk, groei nie net liefde nie, maar al die ander karaktereienskappe
wat liefde sterk en eg maak. Kom ons sluit die oë. Goeienaand, Hemelse Vader. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons kon gehad het, om hier by mekaar te kon wees. Dankie vir dit wat ons uit u woord kon geleer het. Die weer gaan ons asseblief met ons die res van die week, tot ons mekaar by Sabbat sien. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek hoop elkeen van u het 'n geseënde week verder. Ons sien 'n Sabbat weer by die kerk. Totsiens.